hooftrekker vandag, Juanita Du Plessis Karumba na die likwidasiekantore. En dit is tyd vir die Droomlandfees 2025. En ons het 'n nuwe mevrou Yellow. Woehoe! Cheers! Aan Mexico. Hierdie glase is vol. Sjoe, dis omdat dit klein is, dis baie, hier is my hand, hier is die glas. Okay, vat 'n slukkie. Slukkie. Welkom by nog 'n episode van Sip en Skinner. Ek is Carla Burg En ek is Lisa by die rooi hare. en ons is jou vir vermaaklikheidsnuus. Want ons weet jy's ook nuuskierig. Okay, dit was 'n besige week vir die Suid-Afrikaanse sangers gewees. So daar is 'n hele paar nuwe enkelsnitte. My groot ding Lisa met hierdie week se vrystellings in Afrikaanse musiek Ja. is hoe die sangers die naam van die liedjie gekies het. Seker met 'n paar van hierdie. Ja, 100%, want Danny Smoke en Wilma van Heerden het 'n splinternuwe liedjie saam uitgebring. Niemand het daai sien kom nie. Die liedjie se naam is Cheesy, maar ek mis jou. Anyways. Dit is bietjie cheesy, maar okay. Die volgende een is erger, want Snotkop het 'n liedjie uitgebring. Ja. Tina Tequila, probeer daai vinnig sê. Tina Tequila. Tina tequila. Klink soos lekker aan. Ja, kry 10 ons in. tequilas. Wow! En dis nie 10, dis Tina. So ek dink hy het 'n girl in die bar met haar naam was Tina. Soos jou tannie Tina. Tannie Tina Tequila. Kan dit dalk sy wees? Probeer dit vinnig sê. Tannie Tina tequila. Tequila. Jy kan net een keer. Marie van der Merwe het ook 'n splinternuwe enetjie uit. Bang soos ek. Sjoe, Dis dit Halloween. Weet nie. Dis lankal verby. Marley. Maar toe sien ek jou en 'n oomblik was dit als verby, dit was in jou. En Jan het ook 'n splinternuwe een uit saam met Sensasie, Christmas Bed. Oh, net tyd vir Kersfees. Yay! Ek weet ons het meer Afrikaanse Kersfeesliedjies. Ons het pille vir Kersfees En dis dit. en dis dit. En somerkersfees. So Ja, maar dis soos 'n oud. Ja, lekker mense doen dit nie meer nie. Afrikaanse Ja. alternatiewe. Soos, it's a na. Anyways. En natuurlik ook op die noot van Afrikaanse musieknuus. Dit is uiteindelik hierdie naweek tyd vir Droomland 25. Woe, woe, woe. En Ja. sy wil dit nou nie sê nie, sy wil nie brag nie, maar sy is die MC. Woe! So sy gaan nou op die verhoog rondhol en ons probeer entertain. Eerder probeer. Ja. Lisa, ek gaan vir Lisa voor in die gehoor sit sodat iemand kan hande klap. Iemand moet lag. Iemand moet lag. Cue die lag hier. So dit is hierdie naweek by die Botaniese Tuine. Ek dink hulle is nou sold out. Maar ek wil meer weet oor jou MC. Stres jy? Ek stres nie want gewoonlik zone ek uit en ek gaan in 'n ander wêreld in. Maar jy blank. Ek blank uit. Ek is nie seker waar ek staan nie, maar ek sien uit oor daar's 'n paar baie lekker kunstenaars. Ons het gehoor daar is nie 1 nie, nie 2 nie, nie 3 nie, nie 4 nie, 5 surprise acts. No O, ways. Beloof jou. Surprises. Ja. Wat nie op die line-up is nie. Yep. En dis klaar great line-up. Wil julle die line-up hoor? Ag, julle vra so mooi. Die Hoekom line-up ken jy is dit nie uit jou kop uit nie? dis letterlik my screensaver. Sugarbird, ons, Glaskas, die Piesangskille, Elandrey, Droomsindroom, Willinley, Fransjo van Cooke en Spoegwolf en 5 surprise acts. Wie kan surprise? Almal is klaar daar. To be fair, ek het En Lisa gewonder. met die rooi hare. Ek is tyd vir 'n bietjie karaoke. Hulle moet my opnooi. Ja. Moenie jou idee kry nie. Nee, wow. Kom ons gaan. As maar net 'n MC was wat 'n mic vir haar kon gee, hè? Kom ons doen nie dit nie. Kom ons gaan aan. TV nuus. Hey, 'n TV-nuus die week. So, wat wys wanneer en wat gaan aan? Die TV nuus op almal se lippe op hierdie stadium is dat The Office kry 'n Afrikaanse weergawe. Raai wat gaan die naam wees? Die kantoor? Die kantoor. Die kantoor? So oorspronklik. Hoorie, love maar it. ons doen dit soos net Suid-Afrikaners dit kan doen. Ja. Dink aan elke goeie Afrikaanse film wat jy al gesien het. Wat het hulle almal in gemeen? Benny Fourie. Ek wou eintlik gesê het hulle is soos Amerikaanse films, maar ja, Benny Fourie. Dis hy, lekker Benny. So die snaakse skrywer Benny Fourie gaan ook regisseur speel. So, I mean met hom op die projek gaan dit net hilarious wees. Hoorie, Skalk Besuidenhout is een van die skrywers, een van ons goeie vriendinne is Eplig. Nou is een van die skrywers. Dis 'n baie lekker span. Maar ja, die kantoor premier 18 Januarie op Kyknet en dit gaan ook op Showmax beskikbaar wees. Hey, dis lekker, maar hoorie so gepraat van TV, oor 'n internasionale TV in. Yes. Jy onthou daai wille man wat altyd shout op die krokodille
hulle gery. Ja, ja, Uit die ja, ja. diere so gery en Mr. Irwin. Mr. Irwin. Steve Irwin is in 2006 oorlede, maar sy seun het oorgeneem en het so mooi in sy voetspore gevolg en nie net dit nie. Kyk, sy seun is pragtig. Robert Irwin. Het jy al gaan Google 'n foto van Robert Irwin? My man is pragtig. In elk geval, Hy is. nie net is hy mooi, suksesvol en lief vir diere nie, wat klaar die hele pakket is nie. Hy het seisoen 34 van Dancing with the Stars gewen. Cheers op, oh! The winners and new champions of Dancing with the Stars are Robert and Whitney. Say hello to your Dancing with the Stars Season 34 champion! I mean, ou Robert, so nie net kan hy bietjie met krokodille dans nie, hy kan daarom met regte mense ook dans. Ja, en pragtige dame. Maar in elk geval, hier sit ons nou. Hy doen goed vir homself want hy ry ook krokodille nou. Ek kan nie dit so sê nie. Hy Ry krokodille. ja, soos hy sit op Hy stoei. hy stoei met krokodille. stoei. Want dit is 'n grys. As hy iewers giggele oom nou. Ja. Kom ons beweeg aan. Dis bietjie wicked. Sien wat ek daar gedoen het. Dit was 'n Mooi transition. segue. So Wicked se tweede fliek is officially uit in die fliekteaters. Wicked for good. So gaan kyk dit. Baie exciting. Karla, het jy die eerste een gesien? Jy het regtig gehad in jou opvoeding. Weet jy wat is Wicked? As dit nie mooi is nie. Nee, dis daai een met die tannie wat groen is en die ander een met die pink rok. Nee, okay. Wel, Wicked se eerste fliek is nou ook op Showmax. So jy kan nou daar cute. gaan kyk voordat jy nou na die flieks toe gaan en die tweede deel kyk. So gaan kry jy 'n groen rokkie of verf jouself groen, trek 'n pink rokkie aan en gaan kyk dit. Okay, moenie dit doen nie. The Grove gaan jou wegjaag. Okay, my actual vraag is, in watter tipe verhouding is Ariana en Cynthia? Ariana Grande en Cynthia Erivo? Ek tog hulle is net vriende. Nee, ek Vriendinne. Ek joke nou nie eers nie. Hulle is in 'n ek moet hierdie aflees van die teleprompter af. They are in a non-demi-curious semi-binary relationship. Wat is dit? Ek bly 'n vraag. What do you mean? Cynthia sê, it means we are not actually a couple, but we are curious about what that would mean. Daai is Cynthia se Hulle actual maak woorde. net terme op, ek sweer. Dit is nie 'n ding nie. Dit kan nie wees En nie. Cynthia het 'n meisie, so nou cheat sy op haar meisie met Ariana, maar hulle wil dit nie cheat noem nie. So nou noem hulle dit Is non-demi-curious by weet jy wat, solank hulle happy is, as jy ooit getwyfel het oor in watter jaar jy lewe, is 2025. dis hoe jy weet. Dit is hoe jy weet. Dan oor na mense en hul dinge. Ja, ek is seker jy het bietjie op TikTok gesien. Walmart het uiteindelik sy deure in Suid-Afrika oopgemaak. Wat dink jy daarvan? Gou vinnig voor ons oorspring. Wat dink jy van die setup? Kyk, baie mense op TikTok sê dis basically net 'n blou game of soos 'n skoon bokser winkel. Ek dink hulle is reg. Guys, I think Walmart is the biggest scam of 2025. Why must I be excited for Walmart if we have macro game? What was that, Walmart? You know you gon' give us a game that's blue. Is daar goeie specials? Ek was nou nog nie in een nie, maar Ek wil gaan net omdat ek 'n nuuskierige klein pisang is. Ek wil judge, maar ek wil self judge. ja, maar soos almal het nou gedink ja, daar gaan Amerikaanse produkte wees en alles, maar nee, so gewone ou mieliemeel. Regtig? All gold tomatiesous. Okay, maar as hulle dieselfde gebrande is, hulle dieselfde pryse, wat maak hulle so wel? Ek het dan gehoop Letterlik vir 'n niks. lekker Amerikaanse produk. Letterlik niks. Ja, okay, dan moet ons nog steeds Texas toe gaan vir Walmart. Dan Lisa, Yes! ons het 'n ons het 'n nuwe mevrou heelal. Nie ons nie, want dit is nie Suid-Afrika wat gewen het nie. Maar Mexico het gewen. Miss Universe is Mexico! Congratulations, Miss Mexico! Gewen. Ons as 'n heelal het 'n nuwe mis. Ons as 'n heelal het 'n nuwe mis, Fatima Bosch van Mexico. Maar daar was soveel kontroversie. Asseblief vertel my. Ek dink die kontroversie kom in by die feit dat die Thaise regisseur van die kompetisie van Miss Universe Ja. uitgekom het en wel gesê, "Hoorie Susan, sissie, jy hou nie by die reëls en regulasies nie. Ek dink jy is 'n quote-unquote 'n domkop." Without doing anything, cheat or lie, you are dumb man. Security. Dis almal van, dit is nie reg nie. Dit sit nie reg in ons siel nie. En dis 2025, so jy mag nie meer mense insult nie. Nee, kan nie. Jy Net kan nie. agter toe deure. Ja, maar toe, die crazy deel is, toe wen sy.
Oh nee. En toe is die mense van, ons gaan opstaan vir ons nuwe mevrou heelal. En toe gaan almal sosiale media toe en sê die regisseur van Miss Universe sleg. En toe het mense net soveel meer empatie met haar. Maar het sy dan nou gewen want sy het gewen of was dit meer soos 'n sympathy wen? Dit was ek weet nie of ek hierdie mag sê nie, want iemand gaan my stenig, maar it was a sympathy win. Dink Jy jy weet, so? Ja, jy weet destyds as ons America's Got Talent gekyk het en iemand het soos 'n baie hartseer storie uit alle respek gesê en dan perform hulle en dan druk almal hulle buzzers van is uit simpatie uit. Ja. Ons moet daai twee skei. Ja, ons moet. Rarig. I mean, vat 'n blaadjie uit Sian Rachel se boek. Skei dit. Ja. Anyways, maar man lyk vir my daai wat Brendan het is aansteeklik want daar's nou nog mense in die likwidasiekantore toe. Wie's dit nou? Juanita Du Plessis en haar man. Ja, hulle het Dinsdag geskarumba na die kantore toe waar hulle geondervra is En deur dit die was mense nie 'n daar. vibe nie. Dit was nie 'n vibe nie. Toe is hulle van, o, liewe jene. Ja. Ons Dis hulle so lief. Dis funny. want dis 'n naam van haar liedjie. Ja, ek dink die mense vang dit. Anyways, maar hulle is blykbaar geondervra oor uitbetalings deur Louis Liebenberg aan hulle. Jy weet wie's Louis Liebenberg? Ja, die diamantsmokkelaar. Die Is oomie dit wat 'n nou smokkelaar? suffer in die tronk. Ja. Ja, hy het iets weirds gedoen daar. Maar ja, dit gaan nie oor hulle beleggings in sy besigheid nie. Dit gaan oor uitbetalings wat hulle ontvang het van hom af. So, Ek bly 'n fan. Ek bly 'n fan, nie van Louis Liebenberg nie, van Juanita Du Plessis. ek bly het geclarify, dis baie belangrik. Die ding is as sy nou 'n konsert moet kanselleer, gaan ek huil. So los vir Juanita uit. Los haar uit. Los vir haar uit. Juanita. Ek praat met jou rekord. Los haar uit. Sit dit op rekord, Carla. Sit Sit dit dit op op rekord. Dit is dan dit vir ons episode hierdie week. Ons wyn is nie klaar nie, maar die episode is klaar. Ons maak volgende week weer so. Want ons weet jy bly nuuskierig. Cheers julle. Cheers. 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 Okay. Dis Justine. Ek het op my foon gegaan toe ons 'n breek vat en ek het sopas gesien die co-owner van Miss Universe. Ja? Daar's 'n warrant, ek gaan dit lees soos dit hier staan. A warrant out for his arrest. Wat? Nou wat het die oom gedoen? Dis net 'n skoonheidskompetisie man. Ja, my soul. Eerlikwaar my persoonlike opinie is, ek dink dis omdat Suid-Afrika nie gepleis het 3 jaar nie. Enigiets sonder ons is net daar's nie daai magic nie. Dis nie dieselfde nie. Daar's Nee. nie mooi nie, daar's nie passie nie en daar's nie diefstal nie. Okay, anyways. Baie julle. That was cute. Okay, nou kan ons kat.